Die vyand wou sy lewe geneem het op 'n 270 km/h. Ek het dit gesnyf en ons is baar toe. Ek het nog 'n shot tequila gedrink en ons het ons op ons motorfietsse geklim en ons het gery asof die duiwel ons gejaag het. En ek glo hy het. Ek het in die draai het ek beheer verloor oor die motorfiets en ek het 'n boom getref op 270 km/h. Baie welkom by die getuienis. Ek begin vandag eers met 'n skrif in Galasiërs 5 vers 1 wat sê om vry te wees, dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. Maak seker dat jy vry bly en moenie weer onder 'n slawejuk vasgebind word nie. Vandag gesels ons saam met Koenraad wat 'n werklike wonderwerk is, hoe die Here hom gered het. Die vyand wou sy lewe geneem het op 'n 270 km/h, maar die Here se genade is groot. Koenraad gaan ons vertel hoe hy 8 jaar in verslawing vasgevang was, maar deur die genade van die Here is hy gered en vandag gaan hy deel hoe die Here sy lewe uit die doderyk uit opgewek het. Koenraad, baie welkom. Baie dankie. Vertel vir ons, hoe het slawerny jou porsie geword toe jy jonk was? Jong, ek dink dit het maar begin met 'n swak selfbeeld en dan het mens hierdie soeke na iets en daai soek het maar begin met drank en op 'n baie vroeë ouderdom in my lewe en toe sigarette eers want alles begin met 'n klein met 'n sigaret en daarna het ek al op skool ernstig begin drink en dan maar jou daggasol so nou en dan en na skool het ek die geleentheid gehad om oor see te gaan en daar het ons met ernstige dwelms betrokke geraak en na dit was daar jare wat ek nie gebruik het nie, maar daai hinkering na iets, ek het 'n fantastiese stiefpa gehad, maar ek het 'n verskriklike verbal fisiese violent dad gehad en ek en hy het 'n aan-af-verhouding gehad vir jare en dit het regtig lelik geraak op 'n tot op 'n stadium waar ons mekaar met die face bygekom het. En ja, ek glo dis waar die root of van die addiction begin het. Ja. Want dis daai leemte vir 'n pa se teenwoordigheid of daai leemte vir ware liefde. En hoe die vyand werk is wanneer daar 'n leemte is, sien hy 'n gap in ons lewens en hy kom bied iets aan om vir jou te sê gebruik hierdie. En soos jy sê, dit begin altyd iets kleins. Die vyand soek ons net daarin. Hy wil ons net intrek en dan wanneer hy ons het, dan wil hy vir jou meer bied, want die een ding raak is nie goed genoeg nie en dan raak dit groter en groter. En jy het op 'n stadium vir my gesê jy was 8 jaar verslaaf aan kokaine gewees. Vertel vir ons ook jou ongeluk, want jy was in hierdie verslawing toe jy 'n verskriklike groot ongeluk deurgegaan het. Vertel vir ons 'n bietjie van jou ongeluk. So wat gebeur het, dit was 'n Saterdag, so as ek begin het op 'n Vrydag, het ek gewoonlik 'n hele naweek deurgegaan, sonder om te slaap. Dit was nie iets snaaks vir my gewees nie. Die Saterdag was 'n bike jol en ek het na my dealer toe gery en ek het weer vir my 'n voorraad gaan kry vir die Saterdag. Ons is na die bike jol toe en dit het bietjie later geraak en my vriend sê toe vir my, kom ons gaan bære die motorfietsse by sy huis, dan kan ons sy kar vat en ons kan verder gaan party. En ek is toilet toe, ek het vir my 2 lyne gemaak op 'n toilet seat. Ek het dit gesnyf en ons is baar toe, ek het nog 'n shot tequila gedrink
en ons het ons op ons motorfietsse geklim en ons het gery asof die duiwel ons gejaag het. En ek glo hy het. Ons is in 'n draai in op 'n baie hoë spoed. Ek het in die draai het ek beheer verloor oor die motorfiets en ek het 'n boom getref op 270 km/h. Ek het 17 bene in my lyf gebreek. My regterarm was heeltemal afgeruk by die elmboog. Wat hy eintlik net aan 'n velletjie gehang het. Ja, absoluut, ja. Ja. Maar jy het dit oorleef. Ja. Dis genade. Konrad, en toe jy daar wakker word as jy in hierdie hospitaal, het jy gedink jy gaan hierdie ongeluk deurmaak? Ek was heeltyd by, vir een of ander rede, die eerste mense wat daar gestop het, was ek by. Ek het geweet ek het baie seer gekry, want ek kon nie staan nie. Ek het hulle gesê, help my, en hulle het net gesê, meneer, ek dink jy moet nou stil lê, want jy is stikkend. Ja. Ja, en ons was, ek was baie lank in die hospitaal, in en uit vir 'n baie lang tyd, tot nou nog. Ja, want dit om die herstel. Ja. Maar in dit, toe jy nou terug is by die huis, het jy dadelik weer in jou dwelms in jou handelaar gebel en weer dadelik in die dwelms ingegaan. Met dit wat jy deur hierdie ongeluk was, en want dit is 'n groot wonderwerk. Ek meen die kykers sal sien op die skerm hoe jou motorfiets gelyk het, en dit is 'n wonderwerk dat jy dit gemaak het, dat die Here jou daar gered het. En ten spyte van dit, het jy nog steeds teruggegaan in jou dwelms in. Het dit nie by jou ingesink, die Here se genade, ek het nou 'n tweede kans, ek moet dalk nou my lewe regmaak nie? Of het jy net, dit was net vir jou soos normaal, ek moet net aangaan met my lewe? Kyk, ja, definitief, maar vir 'n dwelmverslaafde in active addiction, nothing else matters. Al wat ek was stikkend beyond repair, en binne op die 15de Februarie het my lewe verander in 'n vingerklap. En jy nie eers dit maak saak nie. Net jou volgende fix maak saak. Want dit was eintlik jou escape, nê? Nee. O ja, en die eerste keer toe ek by die huis kom van die hospitaal af, het dit letterlik my 1 uur gevat, toe lewer my dealer vir my af reg voor my deur. En van daar af het dinge uitmekaar begin spiral op 'n spoed wat jy nie kan beskryf nie. Ek het elke dag gedrink, ek het elke liewe dag dagga gerook, en ek het elke dag soveel as moontlik dwelms in my lyf gedruk. Want dit was die enigste manier hoe ek met hierdie seer kon deal. En dan dink 'n mens, okay, ek is sterk genoeg, ek gaan nou die dwelms los vir 'n dag of 2, en dan verval jy in 'n depressie wat jy nie vir mense kan beskryf nie. Tot op 'n stadium waar jy die enigste opsie is om jou eie lewe te neem. En ek het dit oor en oor oorweeg. En die enigste manier hoe jy daai gat kom, is maar net om die cycle weer te begin. En dan as jy begin, is dit weer 'n 3 dae waar ek 'n liter whisky 'n dag by myself gedrink het. Ek het elke dag gerook. Ek het in alle tye 'n hele halwe sparsak gemaalde dagga by my gehad. So baie het ek dagga gerook. Maar in dit ook het jy voltyds gewerk. So hoe het jy dit gehandhaaf, jou verslawing gehandhaaf, en jy kon nog werk het? Hoe het jy daai twee gebalanseer, dat jou werk nie agterkom dit wat jy doen by die huis nie? Kyk, hierdie was na die ongeluk, maar van kleins af het ek nog altyd 'n baie hoë work ethic. Deur my hele addiction, and it doesn't normally happen. Mense wat verslaaf is, die eerste ding waar jy
waar jy agterkom, iemand het 'n issue, is as hulle nie werk toe gaan nie. En ja, tot en met vandag toe was ek nog nooit laat vir werk nie. En ek het nog nooit 'n dag gemis wat ek kan sê ek het werk gemis oor my verslawing. Maar as jy sien die aand raak laat, dan ry jy maar net vroeër en jy gaan kry maar vir jou nog 'n pakkie om jou deur die dag te vat en dan manage jy dit maar by die werk. Hulle het op 'n stadium vir my gevra, hoekom gaan ek so baie Badkamer toe. toilet toe? Ja. Sê ek, ja, my maag is bietjie nie lekker vandag nie, maar ja, daar was soms vrae gevra. Maar ja, dis ek was nog nooit laat vir werk. Ja, daar was 'n punt wat jy in jou lewe gekom het wat jy met iemand in kontak gekom het wat gesê het, maar ek kan jou help dat jy iemand kan gaan sien vir bevryding. Maar voor dit het jy ook 'n hoorbare stem gehoor, want jy was weer op pad om vir 'n party, as ek dit nou so kan sê. Jy was weer op pad na 'n jol toe en daar was 'n stem wat jy gehoor het, wat jou gekeer het. Vertel vir ons 'n bietjie daai ontmoeting of daai stem wat jy vir die eerste keer gehoor het wat anders te was as al die stemme. So ek het hierdie vrou ontmoet op Facebook en ek het met haar begin chat en dit was net vir my redelik easy om met haar te share en sy het in Appington gebly op daai stadium en sy sê toe vir my sy ken hierdie pastoor in Pretoria en ek maak toe met hom kontak en hy stuur vir my so 'n pak dokumente wat ek moet invul want hulle krap regtig diep in jou verlede en ek het die goed begin invul en ek het net gesê ek sien nie kans hiervoor nie, dan los ek die goeders en dan gaan ek maar aan met wat ek besig is. En dit was 'n Saterdag, ek het net afgekom van 'n binge af. Nou 'n binge is ten minste 3-4 dae non-stop. Ja. En ek het babbel as ek voel nie lekker nie, my vriend bel, hy sê daar's 'n party by sy huis, ek moet kom. En ek sê toe ek is nie lus nie, ek voel nie lekker nie, ek het babbel as ek wil net by die huis wees en hy hou aan en hy vat nie nee vir 'n antwoord nie. En ek het nie 'n voertuig op daai stadium gehad nie en hy sê hy gaan my kom haal met sy bike. Dis wel redelik laatmiddag en ek sê toe vir hom, okay, gee my net 'n uur dat ek net gou in die stort gaan spring. En op daai stadium het ek 'n cast wat letterlik net die vingerpunte en van die laaste oop operasie. En ek staan in die stort en ek hoor 'n audible voice wat vir my sê, Koenraad, ek kan jou nie aanhou beskerm nie. En op daai stadium het ek regtig gedink ek is besig om mal te word. Want nou hoor ek al goeters. En ek was actually baie seker dat dit iets super natural was. Ek het my vriend gebel en ek het vir hom gesê, "Chom, ek gaan nie na die party toe kom nie," en hy het aangehou en gesê daar's alles, daar's dwelms, daar's drank, daar's vrouens, al wat ons kort, jy. En hy was baie kwaad vir my vir jare. En ek het by die huis gebly daai aand en ek het die pastoor weer gekontak. Ek het 'n afspraak gemaak wat omtrent so 'n week later was, wat die 10de Desember was. En in daai tyd het ek nog steeds nie geluister nie en ek het nog steeds die hoop dwelms gebruik. En as ek reg kan onthou was die 10de Desember op 'n donderdag. En die Woensdag het ek nog kokain gesnyf. Ek het 'n voertuig geleen en ek is deur na die pastoor toe. En die 10de Desember was sekerlik een van die emosioneelste dae wat ek ervaar het in my lewe. En op 'n stadium ek moes goed bely wat ek nie eers gedink het moontlik was. Ek goed van my kinderdae en ek moes mense vergewe en dit hardop spreek en op daai stadium het ek absoluut niks geweet van bevryding nie.
En ek kan met eerlikheid sê dat daai pastoor en sy vrou het letterlik in die hel ingestap om my te gaan uithaal waar ek gelos was om te vrot. En hulle het met my in hulle arms daar uitgestap. En in een dag het God my genees van verslawing. Op die 10de Desember het ek verlief geraak op Jesus. And it changed my life. Ek het huis toe gery en ek het die hele pad gehuil. Ek het geweet iets het gebeur, maar ek was nie seker wat nie. Ek het nog 2 vol bottels whisky by die huis gehad. Toe ek by die huis stop, het ek dit in die drein afgegooi. Ek het die halwe spaarsak vol dagga in die toilet uitgeskit. En ek het dit weggespoel en ja, op die 9de Desember het ek my laaste strooitjie in my neus gedruk. Ek het nog nie weer 'n slukkie drank gevat nie. Ek het nog nie weer 'n daggasol in my mond gedruk nie. Ja. En in een dag het God my genees van verslawing. Absoluut, absoluut. En wat so fantasties is, dis waar jou bediening begin het. Want die Here gebruik vir jou so kragtiglik onder die mense. En die Here stuur vir jou 'n pragtige vroukie Leonie. Ons het nie eers vir jou gesê welkom nie. Ons is so dankbaar dat jy deel kan wees van hierdie getuienis, want die Here het jou op Koenraad se pad gesit en wat julle saam in julle ministry en julle bediening inbeweeg en waar hy julle so kragtiglik gebruik. Vertel vir ons 'n bietjie julle bediening en wat julle doen en hoe die Here julle so gebruik, waar julle wonderwerke in mense se lewens sien deur die werk van die Here deur julle. Ja. Ek is 'n volunteer by Walking with Winners Men's Rehabilitasie Sentrum, which is faith-based. Dis 'n absolute fenominale plek as jy issues het met verslawing. Kan dit enige verslawing wees? Enige verslawing. Okay. Enige verslawing. So dis 'n fenominale plek. So ja, daar's ja, hulle doen goeie werk. En die Here gebruik jou daar. Ja. Hoe het jy daarop opgeëindig? Wat gebeur het? Ek het 'n forex trading kursus gedoen. En ek was so oortuig dat dis nou my ding. Ek gaan nou 'n klomp geld maak en ek gaan dit vir die kerk gee. En ek het al my spaargeldjies getrek. Kingdom Financier. Ja, exactly. En ek was so seker ek hoef nie iewers te gaan werk nie. Ek kan dit van die huis af doen en ek het sommer in my kop het ek skrif gekry en alles. Ek was so oortuig dat dit van die Here af is en toe ek nou begin live trade, toe verloor ek 'n klomp geld en dan maak ek maar nog 'n paar rand los totdat ek absoluut niks gehad het. Ek het alles in hierdie forex trading. Toe begin ek geld leen by Leonie. En dan sê sy my man, dis reg, hier is my man, ek gaan vir jou geld leen. En dan vat ek die geldjies en dan verloor ek dit en op 'n stadium, toe sit ek voor my komputer en ek het 'n bad trade gehad. En ek gaan na haar toe ek sê vir ek kan nie so aangaan nie. En ek is toe in 'n verskriklike depressiewe state. En ek bel 'n vriend van my en hy sê, Koenraad, jy het iets wat bitter min mense het. En Jy het 'n getuienis. en tyd. Ek het baie tyd want ek sit by die huis, ek doen niks. En hy sê, hoekom gaan volunteer jy nie by 'n dog shelter of by iets nie? Kom net uit die huis. En ek sê, okay, ek is baie lief vir honde, maar ek wil nou nie hondepoep shuffle die hele dag. En so Google ek rehabilitasiesentrums naby my en die eerste ene wat op Google kom is Walking with Winners Men's Rehabilitasiesentrum en ek sien hulle is absoluut faith-based en dis Jesus van die oggend tot die aand. So in my opinie
die kanse om werklik 'n lewe daar buite te hê sonder dwelms is merely impossible without God. En hierdie mense lê fondasies vir jong mans wat absoluut geen fondasie het nie. So ek het die mense gaan sien en wonder bo wonder, hulle laat nie mense toe om daar te werk as jy nie fisies deur die program is nie. En ek en die eienaar het gesit en sy vrou was by hulle ran die rehab saam en hulle het my die volgende dag laat weet, ja, as jy bietjie met die ouens wil kom tyd spandeer, as jy meer as welkom, en hulle het my ek het toe een klas begin gee, en ek is nou al op 4 klasse 'n week, en ek preek eenmal 'n maand op 'n Sondag. Wow. Ek glo die Here sou dit vir my moontlik gemaak het sonder my vrou nie. Hy het vir my nie net 'n vrou gestuur nie, maar 'n vriend. En sy is absoluut my rots op hierdie aarde. Buiten God nou, maar she's a very big part of my life. Sy is my beste maatjie. En ons doen alles saam, van bicycle ry tot gym, tot bike ry. So, dankie. Ja, en skiet. Moenie dit vergeet nie. Ja. Konrad, lees vir ons daai skrif vandag. So this verse changed my life, and it's 2 Corinthians 5:21, and it says, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him." En dit is net vir my een amazing skrif. En as dit nie vir Jesus was nie, sou ons definitief nie hierdie pad kon stap nie. Wat 'n woord het jy vandag vir die kykers? Die woord wat ek het is dat daar definitief hulp is. Daar is 'n lewe na addiction. So enigiemand wat hulp nodig het, ek glo hulle sal my e-mail gee. Daar is hulp, en daar is 'n toekoms, en daai toekoms kan soveel beter wees as die een wat jy gehad het, if you keep the course. Konrad, jou nie baie dankie dat jy vandag hier gesit het en dat jy jou getuienis gedeel het, want Konrad, ek weet, daar is iemand wat vandag na jou getuienis luister wat sê, ek ken iemand wat hulp nodig het, of ek self daai persoon wat hulp nodig het. If God can do it for you, he can do it for me. If he can save a sinner, he can do it for me. En dit is waarvoor die bloed van Jesus Christus is vir elke persoon daar buite kan, wat voel, maar wat is ek? Wie is ek? Maar jy weet nie, jou naam is op die Here se palm van sy hand geskryf, en hy het jou geroep. Moenie laat die vyand jou kom vertel dat jy is nie goed genoeg nie. Moenie laat die vyand vir jou vertel jy is verwerp nie, want Jesus het jou nie verwerp nie. Vader het jou geken nog voordat jy in die moederskoot was. Hy het jou geken by jou naam. Dit beteken jy is 'n iemand. Jy's iemand in sy oë, en hy wil jou gebruik, maar die vyand wil jou kom steel van dit waarvoor hy jou geroep het voor, waarvoor Jesus jou geroep het voor. En as die Here vir Konrad uit die doderyk uit kon uitgeruk het, kan die Here jou ook uit die doderyk uit opruk. Al wat jy nodig het om te doen is om vandag te buig en te sê, Here, I need you. I need your help. En as jy dit nie kan doen nie, vra vir die Here om iemand op jou pad te stuur met wie jy die pad kan stap. Konrad is beskikbaar vir elke kyker wat vandag na hierdie getuienis luister. Sy e-posadres sal op die skerm verskyn. As jy voel, ek het hulp nodig, ek kan hierdie ding alleen doen nie, reik uit na Konrad toe. Sy hart is oop om mense te help. Die Here het hom gehelp
sodat hy 'n hulp kan wees vir julle daar buite. So ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.